Ons is bietjie op 'n senuwees, ons het weer tonne mense vanaand hierso. Ons is bly daaroor en die tonne wat ingeskakel is. Wees julle ook geseën vanaand. Ek wil 'n stukkie bemoediging bring, man. Want ons almal het dit nodig in die lewe van vandag. En daar's 'n een stukkie wat ek graag vir julle wil bring is Moses wat toe hy die Israeliete gaan uitlei het. Hy het weet van nou Farao se kant af. Toe kyk die teks is Eksodus 3 vanaf vers 11, maar ek gaan nou 'n bietjie lees. As ons die is nie 'n verhale nie, dit is gebeurtenisse. As jy daai gebeurtenis ken, gaan jy weet waaroor dit gaan. Want van kleins af, van jongs af was Moses, het God vir Moses gesê, gelei. Want hy is die ou wat dit moes gaan doen het. Hy is die man. Toe hy by die braambos met hom, met die brandende braambos met hom gepraat het. Maar soos dit gaan in elkeen van ons se lewe, kom maar 'n stadium wanneer jy God se stem hoor, maar jy bevraagteken hom. Jy weet nie, nee, miskien nie ek nie, het ek reg gehoor? Ja, jy het. Die Here praat nie altyd, ek het dit al gesê, die Here praat nie met jou 'n hoorbare stem noodwendig nie. Dit wat hier binne aangaan. En as ek gewoon gou hierdie stukkie vir ons 'n bietjie lees. Vanaf Eksodus 3 vanaf vers 11. Maar Moses het tot God gespreek: Wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord: Ek sal met jou wees. Dit is God, gaan met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg kom dien. Hierop het Moses tot God gespreek. Weereens, dan hoor ons 'n dingetjie, en dan bevraagteken ons weer, maar, daai woordjie maar, ek dink dis ons moet hom seker maar verwyder, want dis die ding wat hy veroorsaak groot obstruksie in ons paaie. As jy hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en dan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur. Ek gaan net gou goed. En hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. So, almal van ons kom op baie stukkie, waar jy die goeie dinge in die lewe bevraagteken. Ons doen dieselfde, soos wat die Israeliete ook gedoen het. En Moses self het God maar ook bevraagteken, want ek meen, hoe gaan jy teenoor, as God die eerste keer met jou gepraat het, moet jy gehoorsaam wees. En dit wat ons selfs nou in ons lewens doen, God praat met jou, jy betwyfel het, en jy ploeter aan. Môre oor môre is dit dieselfde storie. Maar luister na God se woord, God se stem. Tydens toe hulle gevlug het nou, toe Moses hulle gelei het, en hulle kom by die rivier, by die see, Rooi See, is dit dieselfde gewees. Ek meen, almal het was bekommerd gewees, wat gaan nou gebeur? Ek meen, hier staan jy voor 'n groot obstakel, en daar het God deurgekom, vir hulle. Net soos God vir ons, in ons lewens deurkom. God het vir hulle die see oopgemaak, die manne is deurgetrek, die vyand is vernietig agter hulle. Dis wat in ons lewens gebeur. Jy kom voor daai obstakel, God maak vir jou 'n plan, God dryf jou daardeur. Hy vernietig dit wat agter jou is. En dan, wat doen ons dan? Dan begin ons weer twyfel. Want die lewe is vol obstakels. Jou volgende een kom. Daar het die Israeliete in die woestyn gehad. Vir 40 jaar. God het hulle nie verlaat nie. Hy het vir hulle 'n wolkkolom in die dag gegee.
en 'n wolk in die dag en vuur in die nag. So net soos God vir die mense, vir sy kinders gesorg het in daai tyd, so sorg God vandag vir jou en vir my. Al wat ons doen, ons moet God nader en ons moet dit hom vra. God beskerm ons, maak nie saak wat nie. Ons is sy kinders, hy is lief vir ons. So kom, moenie God betwyfel nie. En gehoorsaam het wanneer jy die stem van God hoor. Amen.